Goeiemôre vriende, dit is vandag woensdag die 2de Julie 2025. Here, dankie vir die altyd by U te kan en mag wees. Dankie Here dat U as die skepper van die heelal, Here, te groot vir ons begrip, ons koppe is te plat. U wat biljoene planete en sterre gemaak het, Here, soos wat U goed gedink het. Here, ons weet nie met wie ons te doen nie. Dit is, ons is letterlik nie in staat, Here, om enige iets daarvan te verstaan nie. En daarom, Here, sal ek elke keer en aan mekaar vir U kom sê, dankie vir Jesus Christus. Dankie Vader dat U Uself in die vorm van 'n mens na hierdie aarde toe gestuur het. Vir ons koppe is dit te veel. Maar dit is alright, want ons het maar beperkte vermoëns. Maar dat U vir Jesus gestuur het, Here, om vir ons iets te kom wys van wie U is. Here, en om vir ons te kom wys dat U is nie net die straffende God van die Ou Testament nie, alhoewel daai straf altyd uit liefde uit gebeur het, amper uit teleurstelling uit gebeur het, maar dat U 'n wonderlike God en Vader is, en dat U vir ons iets in Christus kom bewys het en kom wys het van U hart. O, Here, dankie daarvoor, Vader. Here, daarom kom bely ons maar net vanoggend dat ons is maar baie keer arrogant, ons is baie keer voortvarend, ons is baie keer beledigend teenoor U, Here. En tog, Vader, verdelg U ons nie. Die kapasiteit van U liefde en U omgee en U verdraagsaamheid het geen einde nie, Here. Daarvoor kom sê ek vir U vanoggend baie dankie. Baie dankie. Dat U vir ons iets van U kom leer het. Anders sou ons dit nooit geweet het nie. In Jesus Christus. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is nog steeds hier in Spreuke 29. Interessant, ek gaan sommer net iets hier, net dit noem en dan gaan ek weer aan. 'n arme mens en sy verdrukker het een ding in gemeen. Die Here hou hulle albei in die lewe. Die Here hou hulle albei in die lewe. Dan wil ek weer stil staan by vers 15 en by vers 17 wat ons al 'n paar keer aangespreek het. Dis hoekom ek sê ek so van Spreuke hou, want mense staan so 'n hele paar keer by 'n onderwerp stil, vriende, en tog is dit so dat die Here mos maar op sy eie manier en tyd werk. My kop is te plat daarvoor. En hoe hy ook met jou en met my werk, deur die skrif, en deur 'n spesifieke dag, wat ek en jy heel moontlik vir hom gebid het, en hy dan nou net om iets sê vir julle deur die skrif. Ek sê vir julle altyd, dit gaan nie oor die stofmannetjies en die stofvrouwtjies nie, dit is maar net instrumente, ons almal is mos maar net daai instrumente, né? As God ons nie optel nie, ons is mos soos 'n pap baie keer, as God ons nie optel nie, dit beteken ons maar eintlik niks nie, né? Daarom sit hy sy gees in ons. Maar ja, kom ek staan gou stil by vers 15. 'n pak sla en 'n teregwysing bring wysheid. 'n kind wat sonder dissipline groot word, steek sy moeder in die skanne, of steek sy vader in die skanne, steek 'n gemeenskap in die skanne, steek 'n skool in die skanne, steek 'n familie in die skanne. Dit is mos net maar so. 'n kind wat sonder dissipline groot word, steek sy moeder in die skanne. Nou vriende, en ek dink in ons tyd, en weer eens praat ek miskien met 'n beklaarbekeerde gehoor, is dit so dat, en ons begin hierdie tendense sien in Amerika en in Europa, waar die kinders maar kan kies net wat hulle wil. Die paas en die maas is nie meer paas en maas nie, hulle is nou die kinders se pelle. Die ander ding, ek sê nie, daar moet ons natuurlik 'n wonderlike verhouding tussen jou en jou kind wees, nee, maar onthou altyd, nommer 1 is jy sy pa, ma, dan is jy sy vriend of vriendin, jy is nie net sy pellie.
As 'n pa en 'n ma het ek en jy 'n groot verantwoordelikheid natuurlik teenoor ons kinders. 'n Geweldige groot verantwoordelikheid, né? Natuurlik is ons mos nou lief vir ons kinders, ongelooflik lief vir ons kinders, maar vriende, 'n kind en 'n jong mens kort dissipline, hulle kort rigting. Ek en jy moet maar vir hulle daai rigting gee. Daarom het ek dit al hoeveel keer gebruik ek die metafoor van 'n lughawe in die nag. As jy in die lughawe in die nag sit en daar is daai liggies wat daar is, beteken dat die vliegtuig kan veilig land tussen daai liggies. Die loods kan natuurlik besluit, nee, wat hy kap dit ignore, hy gaan nie daar land nie, hy gaan sommer hier ergens in die veld. Hy kan dit enige tyd doen. Die dilemma net is hy verongeluk, gaan almal verongeluk. So dit is daai liggies wat daar is nie om 'n spoil sport te wees vir hom of om te dwing om iets te doen wat hy nie wil doen nie. Daai liggies is daar om te sê, hoorie, hier's 'n beperking vir jou vir hierdie vliegtuig, maar hierdie liggies is net daar vir jou om te sê as jy hier land jy veilig. Nou vriende, dis dieselfde wanneer ek en jy as pa en ma teenoor ons kinders optree, né? Ons is eintlik daai vliegveld wat sê my kinders, jy moet daar gaan, jy moet hier land. As jy hierso land, hierdie ding gaan jy baie seer kry, hier gaan jy baie seer kry. Maar as jy hierso is, gaan jy nie seer kry nie. En natuurlik vriende, baie keer hou se kinders nie van hierdie riglyne nie. Hou hulle nie van hierdie dissipline nie, né? Maar dit is my en jou as ouers se groot werk, dat daar dissipline in ons huise sal wees. Dissipline by ons meisiekinders, dissipline by ons seuns. Liewe vriende, want anders maak jy 'n spoiled brat groot. Anders maak jy iemand groot wat vir 'n samelewing niks beteken nie. Jy dink miskien is nou great, ag hierdie bloetjie moet nou net so mooi kyk, moet nooit iets sê nie. Die bloetjie kan maar net doen wat hy wil. Nee vriende, jy bewys niemand te guns nie. Niemand te guns nie. Ek weet in ons land nou, ek het 'n bietjie ander siening wat ons land se regering goed daaroor het. Ek sê 'n pak slaaf vir 'n seun op sy tyd is 'n goeie ding. Jy gaan hom nou nie doodslaan nie, net soos wat die ander ouens nou doen nie. Dit is nou baie keer ekstreme. So omdat hierdie klomp ouens nou twak droog maak met hulle seuns, daar mag niemand iets doen nie. Ek sê 'n seun vra baie keer dat jy sy stert vir hom sommer oordentlik warm maak. Daarna wil hy luister. Ek dink 'n meisiekind is anders, heeltemal anders. Ek kan nou my meisiekinders ook sien. Ek kom uit 'n seunsfamilie uit, soos ek al baie vir julle gesê het. Ek het so 'n paar pakke in my lewe gehad, elkeen geregverdig. En ek moet sê ek het nooit getwyfel aan my pa se liefde vir my nie. Nooit. My pa het my nooit halfpad doodgeslaan. Hy het my nooit uit woede uitgeslaan nie. Ek het so 'n borsel gehad, hy het so 'n borsel gehad, so. Nou vriende, hy het my stert gecover, wat 'n rottank in dit nie gedoen het nie. Hy het my so 4 houe gegee, maar ek sê nou vir jou, my agterste het heelpad gebrand. En ek het geweet, hy het 3 keer met my kom praat. Nooit op my geskree nie. My gaan praat, seun, ek sê, onthou nou as jy dit doen, gaan dit die gevolge wees. As jy dit doen, en as ek 'n 3de keer weer met jou kom praat, gaan ek vir jou roep, ek gaan kom en ek gaan vir jou 'n pak slaag gee. Vriende, dit het hy altyd gedoen. En dit is hoekom ek sê, ek dink 'n seun, as ek na my neef sou kyk, want ek het baie neefs, baie my niggies, maar ek het baie neefs. Hulle het almal 'n goeie pak slaag op hulle leeftyd gehad. Nie een is doodgeslaan, ooit nie. Hulle het almal goed uitgedraai. Ek sê nou vir julle, 'n seun, gee vir hom maar 'n ordentlike pak slaag wanneer hy moet 'n ordentlike pak slaag hê. Jy bou hom altyd op die regte plek. Met 'n meisiekind is dit anders. Ek dink met 'n meisiekind kan nou praat, kan gaan sit met hulle is anders gewaier. Maar ek stem saam met die spreker dagter en ek verskil van die ander mense wat sê jy moet op nie pak slaag. Ek sê ook, dit is 'n ander ding natuurlik. Die pak slaag is die laaste uitweg. Kom ons sê dit goed, dit ook vir mekaar. Dis nie die eerste uitweg nie. So jy praat natuurlik met jou seun. Jy sien later dan sien jy hierdie praat wil nie werk nie. Dan moet jy maar 'n ander manier van praat kry. Dis kom ek sê dan maak jy maar sy stert vir warm. Maar jy hardloop nie die eerste ene daar maak jy stert warm nie. Nee, jy praat eers met jou om kyk, sê hom seun sit hier so dit en dit. As jy dit so 2 keer gedoen het, 3 keer gedoen en die knaap wil nie luister nie, maak jy maar hom sy stert vir warm. Daarna seuns is so, daarna wil hulle graag luister. Hulle wil baie graag luister wat pa sê, né? So. Pak slaag op sy tyd is 'n goeie ding. Pak slaag te regwysing bring wysheid. Hy bring wysheid vriende, daai knaap wil nou die regte goed doen. Hy wil nou die regte goed doen. Hy is nie weer lus vir verkeerde goed doen nie. Hy is nie weer lus vir daai pak slaag. Pak slaag te regwysing bring wysheid. 'n Kind wat sonder dissipline groot word, steek almal in die skande. Gee jou seun of jou dogter 'n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom of haar. Hy of sy sal jou baie vreugde verskaf. Gee hulle nie opvoeding nie, wys hulle nie tereg nie. Liewe vriende, het nie dissipline nie en hulle gaan jou altyd die samelewing en jou familie altyd in die skande steek, né? 'n Pak slaag en 'n regwysing
bring wysheid. Nie altyd 'n pak slaag nodig nie. Party is net 'n teregwysing en hulle is reg. Kinders verskil grootliks, so ou moet baie mooi ook kyk, watter tipe kind het jy? Daarom sê ek die pak slaag is nie die going to nie. Dit is die laaste uitweg. Nadat jy alles probeer het, nadat jy mooi gesit en praat het en niks wil werk nie, dan gee jy maar vir my pak slaag, nee, maar dit is die laaste uitweg. Ag, sommer my 5 sent vir oggend hier op hierdie 2 Julie Woensdag. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. Amen.